Romeine 8, vanaf vers 5 tot 10. Jy moet eers lees en ons Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As nou dat die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Ek wil vir iets noem, ek wil eintlik in die Engels, maar gaan nou noem, miskien dalk weer in die Engels. Die Here praat snaaks met my. Dus mense sal dit snaaks. Henry het spinnekoppe tarantulas. Vrydag is ek besig, ek doen my naels. Ma, kom kyk. Ek is besig, nie my plan. Kom vinnig. Toe ons daar in die kamer kom, toe sit daar die bird eaters in my groot tarantulas, so buitekant die sy hok. So hy het die woensige gedeelte opgerig en uitgekom, hy sit nie daar. En soos ek met die Here praat, begin die Here met my praat. En hy sê vir my, hy sal nie die wond beweeg nie, want hy is nie bekend met die area nie. So ek sê vir my, dis reg. Ek maak die deur mooi toe, en vat sy baadjie, ek sit hom daaronder, ding nie kan deurklim nie, en goed. En dan het hy weer teruggeklim. Maar die Here begin met my praat en goed. Soos ek met die Here praat, en ek sê nie ons is spinnekoppe nie, maar is 'n tipe van ons 'n voorbeeld van. Maar vas waar hy spinnekoppe is jou beskerming van God die Heilige Gees. Die oomblik wat jy uitbeweeg, is jy in 'n area waarmee jy nie bekend is nie. En jy is nie meer in die beskerming van God die Heilige Gees nie. Vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Ek het die singerhand ook genoem toe ek gepreek het oor die Heilige Gees. Ek is hier vir die Heilige Gees. So iewers is jy altyd hoor ek oor die Heilige Gees praat of preek. En die oomblik, ek wil iets vra. Wie het nog nie 'n hart vir die Here gegee nie? So almal het hulle harte vir die Here gegee, is wedergebore. Die oomblik as jy wedergebore is, ontvang jy die Heilige Gees. En ek het gesê, ja, weet as jy, dis soos 'n babatjie, jy leer om te funksioneer, op te groei, God die Heilige Gees, en dis ons gemeente se visie, om te groei in die volwassenheid van Christus Jesus, as die volwassen man en vrou in Christus. Maar diegene wat hulle hart op die son is, van die vlees rig, dit is om die gedagtes, en dit is om die gedagtes te beoefen die hele tyd. As jy nie die Heilige Gees het, of as jy jou nie beoefen, om in die Gees van God te wandel nie. En as jy gaan kyk, vers 5, die skrifverwysings daarvan is, en dan gaan ek gou lees Galasiërs 5, vers 19, 20 en 21, is die werke van die vlees. Nou gooi en elke keer mag gaan het lees. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis,
jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Gelukkig is die erfenis nie. Die woord van God is ja en amen, is gestaan tot in alle ewigheid. En as ons die werke van die vlees doen, gaan ons nie sy koninkryk beerwe nie. En ons niemand is volmaak, ons maak foute. So ons steen in 'n heilig maak. Ons moet leer om die vrug van die Heilige Gees, ons doen 'n shine vanoggend in die bidkamer ook genoem, om in die vrug van die Heilige Gees te wandel. En as 'n pastoor, Pastor Blad, van Henry Generation, hy het vir my so awesome gesê, en ek maak het deel van my gebed, as ek bid, en ek kom agter hoe ek het nie met die vrug van die Heilige Gees gedra nie. Hy sê dan, Heilige Gees, my vrug was met die suur gewees. En ek gaan 'n stapie verder, as die Heilige Gees, kom trim 'n bietjie, kom bemest bietjie, kom spuit bietjie in sy tore, dat hy vrug van u in my lewe weer reg sal wees, om vrug te dra daar buite vir die wêreld. Maar die wie hulle hart instel op die dinge van die Gees, sal dit vervul. Nou ek het vir julle lees Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wie weet wat is lankmoedigheid? Hou lang moet. Dis iets wat Naomi Enger gesê het, dis een enkele konferensie die persoon sê lankmoedigheid is. Hou lang moet. So ons moet moed hou. So die vrug van God die Heilige Gees in ons lewens hê. En is moontlik omdat hy in ons woon. Vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. En ek het gaan kyk in die duiks gisterand, hier is 'n belofte van God, positief en negatief. En wat die vlees bedink is dood, is ewige skeiding van God. En wat die Gees bedink is lewe, sien diegene wat in plesier lewe, is eintlik dood. Jy mag dink jy is okay, die wêreld moet dink jy is okay. Jy sien die ellende van die siel, wat voortspruit uit sonde, wat begin op die aarde, maar aanhou en verhoog na die dood van die liggaam in die hel. Wat die Gees bedink, is wat God die Heilige Gees in jou kan sê stil. Al die was 'n bietjie nie, nie regtig gesien het gehad nie. Jy kan nie reg gemaak nie. Maar onmiddellik, repent, Here vergewe my, help my Heilige Gees om te wandel, te doen wat U wil hê ek moet doen. En ek gaan kyk toe nou, wat daai lewe beteken, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Maar wat beteken daai lewe in die Grieks? Lewe werklik en opreg, 'n lewe aktief en kragtig toegewy aan God, geseënd in die gedeelte selfs in hierdie wêreld. Vir diegene wat hul vertroue in Christus plaas, maar na die opstanding om deur die nuwe toetreding vervolmaak te word, waaronder 'n meer perfekte liggaam en tot in ewigheid gaan hou. So daai lewe is nie net ewige lewe nie, is ook lewe hier. En ek wil iets sien, dis my sien. Ek glo nie God gee omstandigheid nie. Dis my opinie,
Ek glo God laat omstandighede toe, soos toe Job omstandighede gehad, hy laat toe, dat die duiwel omstandighede, partykeer is ons eie stil, dat omstandighede oor ons pad langskom. Maar jy kan geseënd wees, ek gaan nie deur hy omstandighede, al gaan nie deur die dal, ek gaan nie bly nie, ons gaan deur die dal, dis wat die woord van God sê. Vers 7 sê, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Sien, as jy nie gewetterbaar is nie, kan jy nie bedink wat God wil hê jy moet dink nie. En dan is die wêreld verseker 'n plesier. En ek onthou, toe ek in pastoor aansien, nog lang voor my gewerk het by Sassel, toe effe of ek die kon bedien, dat hy by die skole gaan bedien, het hy gesê, man, moenie vir my sê sonde is nie lekker nie. Want as sonde nie lekker was, hoekom doen mense dit? Maar as ek kruisig neem, jou liggaam kruisig en dit afsterwe, moet jy sê, Here, ek kies om nie te sondig nie. Ek wil heilig maak en nastrewe. Om die sondes van die vlees te bedink, is vyandskap teen God. So 'n mens sal nie die wet van God gehoorsaam nie, of kan nie, omdat dit dan aan die sonde onderwerpe is. As dit ophou om te rebelleer, dan stop die sonde. Solank 'n persoon in wederstrewigheid lewe, kan hulle God nie behaag nie. En baie van ons, of laat ek maar myself, iemand praat en sê, dit is wat die Here sê, dit is wat die woord sê, en wat ons onsself wedersteel, wat nie hoor nie, wat die Here vir my sê nie. En ek behaag dan die God nie. Vers 8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die Griek sê van hy kan nie, jy kan nie God behaag nie, sê, het nie die mag nie, het sy op grond van die eie ondervermoë of hulpbronne, of van 'n gemoedstoestand, of deur gunstige omstandigheid, of met toestemming van die wet of gewoonte nie. Jy het nie die mag nie. Jy kan nie God behaag nie. Maak nie saak hoe jy jouself probeer regverdig nie. As jy nie vrug dra nie, behaag jy God nie. En ek sal my dink, gisterand, ek doen so, as ek die Here ons geslag van môre, maar ek dink, miskien praat die Here dalk met my van môre. Soos die Here nie met julle praat, die pres die Here preek vir myself. Nee, maar dit is so. Mens moet, die Here, weet, ons moet kyk, ek sê nie, jy moet heeltyd introspeksie en ons moet ook wees vir God die Heilige Gees. Partykeer wil ons nie, ons foute raak sien. Ons wil nie sien hoe is maar, ek is wederstrewig nie, ek behaag nie God nie. Maak nie saak wie wat gedoen het nie. Vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En vers 10, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Sien, ons moet nie die dinge van die vlees bedink nie, maar van die Gees. En weet ek herhaal dit 'n paar keer, maar ons moet dit ook hoor vanmôre. En ons kan dit nie doen as God die Heilige Gees in ons woon. En God die Heilige Gees woon in een elkeen vanmôre, want die een het hulle hand opgesteek en gesê, hulle is nie wedergebore nie. So jy kan nie sê, jy het nie die Heilige Gees nie.
daar is wel invullings van God die Heilige Gees, wel doopings van die Heilige Gees. Maar een en elkeen van ons het God die Heilige Gees in ons. En as ons nie die Heilige Gees het nie, dan word ons nie in Christus nie. Dis hoekom die wêreld die gemeenskap het met God nie, en die vyandskap met God staan, omdat hulle nie daai keuse maak om Christus te aanvaar nie, as hulle saligmaker nie. As Christus in ons is, moet die vlees dood wees vir alle sonde. Ek moet nie 'n begeerte hê na die sonde nie. En die Heilige Gees oorheers jou lewe as jy lewe vir alle geregtigheid. Dit moet jou strewe wees, nou meer dan alles. Jy kan nie net sê ek aanbid God en Jesus nie. Ons 3. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ons moet 'n verhouding met Vader hê deur God die Heilige Gees. So ons kan nie verwagting hê dat God die Heilige Gees ons liggame kan versterk, want hy woon in ons. En dan dink ek aan daai quote, if the same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, it will quicken your mortal body. So ons liggame sal versterk word. Ons emosies sal versterk word. Jou sielsareas sal versterk word. Omdat God die Heilige Gees in ons woon. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles het nuut geword. En dan kom ek weer terug na waar ek begin het, met die spinnekop. Wie van ons het uitbeweeg uit ons comfortzone, of uit daai beskerming van God die Heilige Gees, dat jy staan buite dit. Jy weet hierso moet jy wees, en dis waar jy gewoond is. Dis waarvoor jy geskaap is, en jy staan daarso. So vanmôre moet ons die keuse maak, moet ons 'n besluit neem en sê, ek kies om Heilige Gees weer in te beweeg, in u beskerming, in u leiding. Ons kan nie spyt wees as ons God Heilige Gees ons toelaat nie, sy leiding nie. Hoeveel van ons het al besluite geneem of goed gedoen waar jy God nie geraadpleeg het nie? Ek sit my hand op en ek is skuldig. Ek het dit ook gedoen. En dan gebeur dat goed en jy dink, Here, waar is hy? Here, hoekom gebeur dit met my? En as jy 'n verhouding het met God die Heilige Gees, dan praat die Gees van God met jou. Dan kom het in by Godse toenadere wil, sy volmaakte wil vir jou gewees nie. Dit is toegelaat, maar hy wil nie groot moesie gewees nie. Maar ten spyte van die omstandighede of wat ook al gebeur het, is God nog steeds daar. Kan God die Heilige Gees jy nog steeds lei in die regte rigting waar jy moet heen beweeg. So vanmôre wil ek julle elkeen bemoedig en dan net die vraag by julle elkeen los. Waar is jou verhouding met God? Is jy in die beskerming van God die Heilige Gees? Is jy kan ek sê, 'n vakuum van God, die Heilige Gees? Het jy uitbeweeg? Jy sien, want as jy nie verhouding het met God die Heilige Gees nie, as jy nie bid nie, as jy nie Bybel lees nie, dan raak jy koud. Dan moet jy terug beweeg en self ons doen vanmôre. En sy Heilige Gees help my om terug te kom na waar U en Vader my soek. Dis 'n liggaam wat ek skade ly,
as gevolg van ons wat in die kant geraak het, wat bietjie uitbeweeg het. Miskien is jy nie soos hy springkop heeltemal buite nie. Jy is op halfte van hierdie pote, die 8-4, die 4 hierdie kant en 4 binnekant. Maar die idee is nie, jy is nog steeds nie waar jy moet wees nie. Ons is nie waar ons moet wees nie. So vanmorgen wil ek vra vanmorgen vir God die Heilige Gees. Ek kan jou nie oortuig nie. Dis nie my werk nie. God die Heilige Gees praat miskien met iemand die vanmorgen hier sit en sê jy is nie op die plek waar jy moet wees nie. Die liggaam van Christus kan dalk nie funksioneer soos het moet funksioneer nie, omdat ek nie op die plek is of ek nie op die plek is waar God wil hê ons moet wees nie. So nou loop die liggaam met die skeef. En sodra ons in begin beweeg in daardie beskerming en leiding van God die Heilige Gees, begin die liggaam reg funksioneer. So dis wanneer ek en elkeen vanmorgen wil los. En vra vanmorgen, ons jou hart. Ek kan goed wegsteek vir my man, en ek kan goed wegsteek vir my kind. Maar kan nie vir God nie. Verseker kan ons vir God goed wegsteek nie. En miskien het jy geleer om so te funksioneer. Alles is onder 'n dekmantel. Maar ek wil vanmorgen sê, en ek sê vanmorgen vir iemand spesifiek hierso, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek dink die tyd is te min om die hele tyd alles weg te steek, gee oor aan God. Doen wat God wil hê jy moet doen vanmorgen. Ek moet wat moet vra, Alex, kan jy nog so een bietjie opsit asseblief? Want vanmorgen pas oor halleluja. Amen. Amen. Fantastisch. Yes. Dankie pastoor Adrie. Ek dink dit het ons almal se hart gepraat. Sure. As ek nie met jou gepraat het, dan ek met jou gaan die Here vra. Want ek is seker van ons een en elkeen wat vanoggend hier gesit het, kon sê, ja Here, ekskuus, ons is later. Ek lees vir julle uit Matteus 26 vanaf vers 26. En terwyl hy eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Daar waar hy sê, drink almal daaruit. Almal beteken sonder uitsondering. Dis die betekenis daarvan. So dit beteken enige een het die reg tot hierdie tafel wat die Here vir ons voorberei het. En dit beteken elke kind ook. Mense sê vir kinders dat jy mag nie aan die tafel van die Here sit nie. Dit doen seker kinders 'n groot onding aan. Want hy gaan nader voel hy is nie goed genoeg vir die Here nie. Die Here wil nie hê nie, want hy is 'n kind. Dit beteken niks nie. En dis nie die waarheid nie, dis sonder uitsondering. Elke kindjie mag van hierdie tafel geniet. Maar ek geniet van kinders, as nagmaal verby is, dan staan op die tafel. Hulle die brood eet en die druiwesap opdrink. Maar dis hoe ons moet wees met die Here. Ons moet so honger hê vir hierdie tafel. Om dit nie te beperk net by die stukkie wat jy kry in die stoel nie, maar jy moet hardloop na hom toe. Want hy gaan vir jou voed. Want hy het gesê, hy is die lewe en hy is die weg en hy is die waarheid. En as jy dors het, is hy die fontein van wie jy moet gaan drink. En dis hierdie tafel wat hy vir ons voorberei het. Nou, ek hou van 'n bietjie navorsing te doen en baie keer die demonstrasies van dan onthou mense dink met die beker. Ek het gaan kyk die Joodse tradisie rondom die Pasga. Hulle gebruik ons nagmaal ons maar net een keer 'n jaar. Dis tydens Paasfees.
En is hartseer om te besef dat 'n ortodokse Jood so in die vlees lewe, dat hy nie by die geestelike kan uitkom van dit wat gegee is nie. Maar Jesus was bekend daarvoor dat hy die Fariseërs en skrifgeleerdes baie kwaad gemaak het. Want by die ding wat hulle ingestel het, of wat God ingestel het, dan hy nou of die teenoorgestelde gedoen, of hy gesê, luister die se oudies. Ek is die vervulling van hierdie wet. Kyk hoe kwaad was hulle van toe hy dit gedoen het. Hulle, as hulle kom sal hom daar en dan doodgemaak het. Maar sy tyd was nog nie daar nie, so hulle moes maar wag. En ek gaan kyk en ek sien toe, wat die Jode doen is, en ek doen dat hierdie van my, niemand ons wegwaai nie, hulle maak so, dan ek ons werk. Hulle gebruik matso, dan het hulle een broodjie boe, hulle een in die middel wat hulle binne in 'n lappie sit, en dan die onderste een. Nou as jy gees lewe, snap jy Vader, Seun en Heilige Gees. Wat hulle met dit doen is, hulle gebruik nie die boonste of die onderste een nie. As hulle die pas gaan doen, haal hulle die middelste een so in die lappie uit. Dan die hoof van die huis, die rabbi, deel die een in die middel in die helfte. Dan haal hulle een gedeelte uit, die ander maak hulle toe, en hulle steek hom weg in die huis. Dan gesoek die kinders hom dan. So die een wat hom eerste kry 'n geskenkie. Maar iemand moet dit kry, anders is die pasga kan nie afgehandel word nie, want hulle die finale geheime een nodig. Nou hierdie ene noem hy 'n afikomen. Afikomen beteken dit, the one who is cometh, and the one that has come. Toe Jesus met sy disippels die nagmaal gedoen het hy presies vir hulle een ding gewys. Hy het onmiddellik die middelste gedeelte uitgehaal wat hy is, en hy het dit gebreek vir hulle. Toe sê hy vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet, en ek is die wynstok, wie van my drink. So, obviously die ander Fariseërs was toe weer woedend, want Jesus, wat het hy by oomblik gedoen? Hy het die sluier afgehaal, en hy het homself reveal as die hidden afgekomen, the one who cometh. Toe gaan rabbies daarna, wat hulle maak toe is, hulle besluit te goed, hierdie storie gaan nie werk nie, dit maak die Jode deur mekaar, ons gaan hierdie ritueel nie nou bietjie wegsteek, ons gaan dit nie meer afgekomen noem nie, ons gaan die naam verander. Toe noem hulle dit a dessert, of the what comes after. Nou, what comes after is nog steeds Christ. Hulle probeer het nog steeds wegsteek, want hulle wil nie erken dat Christus die Messias is, en dat hy die wyl afgehaal het, en homself ontbloot het, en gesê, hier is ek. Hulle wil dit nie aanvaar nie. Daar was 'n Australiese man, wat in 1925 'n gedeelte geskryf het, oor dit en het navorsing doen. Hulle het so hard probeer om die boek wat hy oor dit geskryf het, die Revelation na die Here vir hom gegee het, so dood te druk, dat dit nie kon uitgegee word nie. En in 1966 het 'n man met die naam David Davy, die Joodse, hy was 'n Joodse skrifgeleerde, maar hy het tot bekering gekom. En toe het hy die waarheid gaan gee oor wat hierdie ou Eisler gaan uitgrawe het, en hy het mense gesê, dit is die waarheid. Die rabbies probeer dit toesmeer, want hulle wil nie Christus as die Messias aanvaar nie. En daarom probeer hulle dit dooddruk, maar hulle kry dit nie reg nie. Want so kom die Here en hy reveal weer die waarheid oor die nagmaal. En dit is hoekom dit is vir my awesome, die studie. So ek het vir elkeen in 'n bord gesit, die wat ek gevra moet tel, net gou asseblief. Het ek dit so gesit, met die een onder en die een bo, en die een is in die middel. Hulle sal net die ander stukkies onder breek, sodat jy kan net dit sien dit, en besef dat die wyl is af. Christus het homself reveal, en hy het weer iets in vervulling gebring, wat deur sy Vader vir ons gegee is. En dit is 'n groot wow. Daar's nie ander woorde vir dit nie. Ja, ek het net